I closed my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Hoe lyk jou familie? Baie families het tipiese familiekenmerke, sekere tradisies. Baie van hierdie goed is baie oulik, maar partykeer is daar in families onderlinge spanning. Jy voel dit sommer aan as jy by 'n familiebyeenkoms kom. Baie keer is daar in families seer wat nie verwerk is nie. Baie keer het families hierdie manier, ons praat nie oor dinge nie. Baie min van ons kom uit perfekte families uit. En as ons nou na die Bybel kyk, dan sien ons in die Bybel was daar ook maar bloedwynig indien enige gevalle van 'n perfekte familie. Ons gaan vandag kyk na Josef. Josef en sy familie. Josef, sy pa het hom verskriklik voorgetrek, soveel so dat sy broer so jaloers was dat hulle hom verkoop het as 'n slaaf en hy is Egipte toe gevat. Daar het hy 'n baie goeie werk gekry, maar sy baas se vrou wou met hom seks gehad het en toe hy nee sê, vertel sy liegstories en hulle gooi hom in die tronk. In die tronk het hy van die mense daar se drome uitgelê en toe die farao 2 jaar later 'n nagmerrie het hulle gesê Josef kan drome uitlê. Josef het toe vertel van voorspoed wat daar gaan wees in die land, maar dan gaan dit gevolg word deur 'n droogte. En die farao, die koning van Egipte, stel hom toe aan as die onderkoning, die magtigste mens naas die farao. Nou het die droogte ook sy broers in die land Kanaan bereik en hulle kom Egipte toe om koring te koop. Min wetende dat die onderkoning by wie hulle moet gaan koring vra, is hulle broer Josef. Josef speel so 'n bietjie speletjies, maar uiteindelik is hy so oorstelp. Hy sê vir hulle wie hy is, hy vra of sy pa nog leef, hulle bring sy pa Jakob Egipte toe en vir 17 jaar leef Josef se hele familie saam met hom daar in Egipte. Dan sterf sy pa. En dan begin sy broers 'n bietjie paniekbevange raak. Wat gaan nou gebeur? Ons lees saam uit die Bybel Genesis 50 van vers 15 tot vers 21. Toe Josef se broers besef dat hulle vader nou dood is, sê hulle, as Josef 'n wrok teenoor ons koester, gaan hy ons beslis terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Toe het hulle vir Josef laat weet, u vader het voor sy dood opdrag gegee, so moet julle vir Josef sê, vergewe tog die oortreding van jou broers en hulle misstap, dat hulle jou soveel kwaad aangedoen het. Dus vergewe dan asseblief die oortreding van die dienaars van die God van u vader. Josef het gehuil toe hulle met hom praat. Sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is u slawe. Maar Josef het vir hulle gesê, moenie bang wees nie, want is ek in God se plek. Julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit vir iets goeds in gedagte gehad, met die doel om te doen wat vandag gebeur, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Moet dus nie bang wees nie. Ek self sal julle en julle afhanklikes van kos voorsien. So het hy hulle getroos en mooi met hulle gepraat. Daar's goed in hierdie storie wat my wenkbroue laat lig. Het Jakob regtig gesê hulle moet vir Josef hierdie sê, of is dit maar 'n liegstorie wat hulle uitgedink het? Mens sal nie weet nie. En dan, ons lees dat toe die boodskap by Josef kom, het hy gehuil. Dis asof hy sê, my magtig man, vir 17 jaar sorg ek vir julle en julle families. Dink julle werklik waar dat ek vir 17 jaar vals en skynheilig sal wees en nou wraak sal neem? En so het Josef dan nou vir hulle verseker van die feit dat hy vir hulle van kos voorsien. Baie interessant, een van die belangrikste verse in die Bybel is vers 20, waar hy vir hulle sê, julle het kwaad teen my beplan, maar God het goed daarmee gedoen. Vir my persoonlik is dit 'n ongelooflike troos. Mense beplan kwaad, maar God kan tot die kwaad wat mense doen omdraai en iets goeds daaruit laat kom. En dit is wat Josef vir ons leer. Hulle het kwaad beplan, maar hy sien agter selfs die kwaad wat hulle gedoen het, sien hy God se hand. Ek hou nie van Josef se broers nie. Om die waarheid te sê, ek moet seker oppas wat ek sê, maar Josef se hele familie, kyk,
Hulle is die aardvaders, sy voorgeslagte, Abraham, Isak en Jakob. Tot in alle ewigheid sal hulle geëer word as die stamvaders van Israel en dan uiteindelik ook van die Christelike geloof. Abraham was 'n besonderse mens, hy was 'n gelowige, maar hy het nie baie dapperheid in hom gehad nie, want by 2 geleenthede het hy gelieg oor sy vrou. Hy is bang, mense hou van sy vrou en dan lieg hy en sê dis sy suster. So 'n bietjie, nie heeltemal 'n lieg nie, maar tog, dit was sy halfsuster. Maar Abraham, toe God vir hom sê hy gaan 'n seun hê, 'n nageslag, het hy besluit, goed, my vrou is nou al oud, kom ek maak die slavin swanger en kry by haar 'n kind. Baie spanning tussen die 2 vrouens en dan nou die kinders uiteindelik, soveel sodat Hagar en Ismael, Sara se slavin en haar seun, Abraham se oudste seun, weggejaag is. En God het gesê hy sal vir hulle sorg, want Abraham het nie verder gesorg nie. Oupa Isak, ja, Isak was maar 'n rustige mens, hy kon nie eers sy eie vrou vir hom gaan vang nie. Sy pa het 'n slaaf gestuur om vir hom 'n vrou te gaan haal, en hy het net 1 keer kinders gehad. Dit was 'n tweeling. Maar ons lees dat Isak vir Esau voorgetrek het en sy vrou vir Jakob. So hier kry ons 'n verskriklike voortrekkery, afgesien van die feit dat Isak ook gejok het en gesê het Rebekka is sy suster, net omdat hy bang was mense gaan hom doodmaak om haar te kry. Hulle het vir hulle mooi vrouens gekry en dit was hulle probleem. Dan lieg hulle daarna. Hoe dit nou ook al sê, die spanning tussen Jakob en Esau was geweldig. Jakob was van die begin af 'n bedrieger. Selfs met sy geboorte het hy bedrog gepleeg. Hy het later sy pa verneek, blaatant gelieg om die eersgeboorte reg te kry, toe vlug hy. Daar by sy skoonpa, sy aanstaande skoonpa, het hulle mekaar belieg en bedrieg. Jakob het, lyk dit vir my, iets van genetika geweet, want hy het regtig die vee so gemanipuleer dat hy ryk geword het ten koste van sy skoonpa. In elk geval, hy is met 2 susters getroud en hy het by hulle, sowel as by 2 slavinne, kinders gehad. Nou, ja, Jakob is mos voorgetrek, so dis seker logies dat hy dan sy ou seentjie Josef sal voortrek. En daar het geweldig spanning ontstaan, want die broers het jaloers geword. En 'n mens kan hulle nie kwaadlik neem nie. 12 seuns en die een word voorgetrek. En dan lees ons dat Josef besluit het hierdie siklus van lieg en bedrieg en voortrek, en ek wil sê los en vas seks, hy gaan hierdie storie beëindig. Josef is gekoop deur Potifar, 'n belangrike man aan die farao se hofhouding, en hy was hierdie aantreklike jong mannetjie, en Potifar se vrou wou met hom seks gehad het. En vir die eerste keer kry ons iets van Josef se karakter. Hy sê vir haar, kyk, my eienaar het alles aan my toevertrou, hy vertrou vir my, maar u is nie deel van die pakket nie. Maar dan sê hy nie, as ek dit gaan doen, gaan ek teen my eienaar optree nie. Kyk mooi wat sê hy. Hoe kan ek dan hierdie verskriklike kwaad doen en teen God sondig? Om met sy baas se vrou seks te hê, het vir Josef in die eerste plek gegaan om 'n sonde teenoor God. So sy maatstaf was nie, wat doen my familie nie. Sy maatstaf was nie, gaan ek wegkom hiermee nie. Sy maatstaf was nie, ek is hier tussen Egiptenare, ek is 'n slaafarme, ek gryp die plesiertjies wat ek kan kry nie. Nee, sy maatstaf was, ek kan mos nie teen God sondig nie. Mevrou Potifar lieg toe en sê Josef wou haar verkrag, Josef word in die tronk gegooi. Daar sit hy onskuldig in die tronk. En wat doen hy daar? Daar is hy 'n medemens vir sy medemense. Dit gebeur toe dat die koning se bakker en skinker wat in die tronk is drome kry. Hulle vra vir Josef, kan hy die drome uitlê? Hulle vertel hom van die drome en Josef sê, ja, ek kan nie, maar God kan vir my die inligting gee. Hy lê hulle drome uit. Die skinker word toe vrygelaat. En 2 jaar later, terwyl Josef nog in die tronk sit, kry Farao 'n verskriklike nagmerrie.
En toe onthou die skinker van Josef, en die farao laat vir Josef haal. Josef kom toe en hy lê toe die farao se droom uit. Hy vertel vir hom daar gaan 7 jaar van oorvloed wees en dan 7 jaar van hongersnood. Maar weer eens, Josef vat nie die eer nie. Hy sê, God is die een wat die waarheid aan hom kan openbaar. Die farao besluit toe, goed, in hierdie geval gaan hy vir Josef aanstel as die man in beheer van die kos. Nou ons weet, al die oorloë in die antieke tyd het gegaan oor Egipte, die kosmandjie van Europa. Hulle koring was vreeslik belangrik. So, Josef word dan aangestel as die belangrikste na die farao in Egipte, en die droogte het nou natuurlik Kanaan getref, sy broers en. Wat sien ons? Josef het die siklus verbreek. Hierdie kind Josef het besluit, hy gaan nie hulle familie se tradisies van lieg, bedrieg, voortrekkery, seks voortsit nie. Maar dit het nie met een besluit gekom nie, dit het deur sy karakter gekom, dit het begin by mevrou Potifar. Dit het verder gegaan toe hy in die tronk was en hy regtig waar daar was vir sy medegevangenes, in 'n situasie van lyding. Verleiding eers, lyding dan, en dan in 'n situasie van mag en heerlikheid by die farao, en dan uiteindelik waar hy alle geleentheid het om wraak te neem teenoor sy broers, wat hy dan uiteindelik vir hulle in soveel woorde sê, ek vergewe julle. Josef wat die siklus breek. Nou iets oor Josef se familie. Ek kon dit amper nie glo toe ek dit lees nie. Josef het net een vrou gehad. In 'n tyd toe mans vrouens gevat het en gewerk het vir vrouens en vrouens gekoop het, en as daar 'n probleem was of as daar nie 'n probleem was nie, sommer by die vrouens se slavinne ook kinders gehad het, is Josef die voorbeeld van een man wat een vrou gehad het en hulle 2 kinders gehad. En die kinders se name sê vir ons hoe Josef bewus was van die omstandighede, maar uit die omstandighede uitgestyg het. Sy kinders se name was Manasse, en dit beteken God het my laat vergeet van my swaar kry, en die ander seun was Efraim, wat beteken God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. In daardie tyd, in daardie geskiedenis met daardie voorouers, Josef, een man, een vrou, 2 seuns, sonder 'n lieg en bedrieg, sonder 'n stry en baklei, 'n voorbeeldige familie, omdat Josef 'n besluit geneem het. Toe Josef hierdie siklus verbreek het, het alles nie ewe skielik perfek geword nie. Daar was nog steeds spanning in die familie, daar was nog steeds probleme wat later gevolg het. Maar die groot ding is, hy het nie besluit om die seer en die maniere van die verlede na die volgende geslag toe oor te dra nie. En dis die uitdaging waarby ons is. Baie min families het nie letsels nie. Kinders is die gevolg van die optrede van hulle ouers. Nie 100% nie, maar tot 'n groot mate. Bietjie genetika, baie wat hulle by hulle families leer. En hulle ouers dra letsels want hulle kry dit by hulle ouers en die kry dit by hulle ouers, en so kry jy familietradisies. Party families kan sê, goed, in ons familie praat ons nie altyd die waarheid nie. Ons is besigheidsmense en ons doen nie dinge op ons manier. Is dit goed? Nee, dis ons familie se manier, maar is dit God se manier? In party families is daar die gebruik dat ons nie oor probleme praat nie. Ons bly stil daaroor en maak ons of daar niks is nie. Julle sien, as ons familietradisies of familieeienskappe oorweeg, moet die vraag altyd wees, wat doen dit aan die mense in die familie? Maak dit hulle bang? Breek dit hulle af? Krenk dit hulle selfvertroue? Laat dit 'n negatiewe letsel wat hulle vorentoe dra? Of skep dit vir hulle 'n geleentheid vir geborgenheid? Skep dit vir hulle vrede? Bring dit groei? Lei hierdie familietradisie tot lewe? In ons familie
is die mans partymense. Ja, dis nou maar hoe ons is. As ons familie maar is, dit hoe God dit wil hê. In ons familie het ons nou maar witbroodjies, jy kan nie help om vir party liewer te wees as vir ander nie. Ja, is julle familietradisie, maar is dit wat God wil hê. God wat almal lief het, wat aan die kruis gesterf het vir almal. In ons familie moet die vrou haar plek ken. Ons is nou maar jammer, maar die mans is besig om te werk, die vrou moet haar storie doen. En dan sal hulle nog die Bybel aanhaal daarvoor. Ons moet onthou, ons omstandighede is baie anders as in die Bybelse tyd. In die Bybelse tyd het die vrou gesag in die huis gehad, maar die man het publieke gesag gehad. Dit werk nie meer so nie. Baie keer kan dit gebeur dat 'n vrou 'n beter inkomste as die man het. En dan, ja, elkeen het sy uniekheid, mans en vrouens is verskillende wesens. God het hulle so gemaak, maar ons moet respek hê vir mekaar. Dit lees ons in Efesiërs 5. Ons moet respek hê vir mekaar. So, as dit is hoe ons familie werk, al hierdie dinge moet ons vra, is dit hoe God dit wil hê? Daar is soveel voorbeelde wat 'n mens kan noem. Ek wil een uit my eie familie noem. Toe my kinders nou klein was, het my vrou gesê, sodra hulle skool toe gaan, gaan sy haar werk bedank, sodat sy by die huis kan wees vir die kinders. Ek het geweet dit gaan nie gebeur nie, want dit gaan nie werk nie, ons gaan nie deurkom met die geld nie. Raai wat? Sy is 'n Duitser, sy bly by haar woord, sy het haar werk bedank. En die Here het voorsien. En ek wil nou nie oor my kinders skinder nie, maar op 'n stadium dan vra my seun vir my, pappa, hoekom is ons altyd so arm? Dan sê ek vir hom, weet jy, dis 'n keuse wat jou ma gemaak het, en sy het dit goed bedoel. En toe hy hier graad 11 se kant kom, toe het hy vir my gesê, hy sien wat sy ma se besluit se invloed is. Toe's die helfte van sy maats, sy ouers geskei. Sy maats het geld, hulle het weelde, maar hulle het nie daardie liefde, daardie sorg, daardie verhouding wat my kinders met ons en dan nou hulle ma het nie. Nou asseblief, moet my nie verkeerd verstaan nie. Hiermee sê ek nie, alle ma's moet ophou werk nie. Ek noem dit as 'n voorbeeld van hoe ons, meer spesifiek my vrou, gekyk het na wat moet verander om vir ons kinders die beste te gee. En ons het dit gedoen. Een van die skoonfamilie uit Duitsland het eendag hier gekom en hy het gesê, 'n mens wil altyd vir jou kinders beter gee as wat jy self het. Ek het baie daaroor gedink. En hy's reg. 'n Mens wil vir jou kinders altyd beter gee. Ek het goed groot geword, ek wil hê my kinders moet nog meer hê. Ek wil hê my kinders moet dit beter hê. En wat doen ons? Baie keer assosieer ons beter met geld. En ongelukkig werk dit baie keer so. Dit werk baie keer so dat ons dink beter is meer geld. En baie keer is beter meer geld. Maar nou het jy weer 'n patroon wat volg, die een gee vir sy kinders baie geld en die volgende geslag nog meer en nog meer. En op die ou einde het die kinders niks van hulle ouers nie, maar hulle rol in die geld en die krisisse wat daaruit volg, hoef ek nie vir julle te vertel nie. Is beter altyd beter? Ek dink die groot vraag wat ons vir ons moet vra, dit wat ek doen, bring dit lewe. En daarmee bedoel ek die lewe wat die Here Jesus gesê het, hy het gekom sodat ons lewe kan hê, lewe in oorvloed. Ons familie se tradisies, bring dit lewe, laat dit mense blom, maak dit mense gelukkig. As dit nie so is nie, dan sal ons moet kyk of ons nie iets wil doen om daardie siklus te verbreek nie. Dit wat ek doen vir my kinders om hulle beter te gee, maak dit hulle regtig wel beter. Beter is net beter as dit lewe gee. En ons lewe in 'n ligruimte van die Heilige Gees, waar alles net verander het. Vir my, ek dink altyd aan die fliek The Martian. Jy loop met hierdie ruimtepak daar op Mars
rond, jy sukkel om asem te kry want die lug buitekant, jy kan nie daar lewe nie. Maar dan kom jy in jou huis, sal ek maar sê. Daar is struktuur waar daar suurstof is en jy kan jou ruimtepak aftrek want hier het ek lewe. Ons lewe in 'n wêreld wat baie vyhandig is, baie keer vyhandig teenoor godsdiens. Ons lewe soos Christene met ruimtepakke want ek sukkel om te oorleef in hierdie korrupte wêreld. En dan kom ek by die huis en by die kerk en by die familie. En dan moet ek daar in die posisie wees om my ruimtepak uit te trek en te sê, hier is ek in die sfeer waar die Heilige Gees vir ons varsheid gee, waar ons kan asemhaal, waar ons kan lewe. Dit is waartoe ons geroep is. Jy sit vandag met seer wat jy geërf het en met seer wat jy 10-1 oorgedra het, nie net aan die familie nie, maar by 'n werkplek. Jy word op 'n sekere manier groot en jy dink dis reg, dis hoe dit werk. Josef het op 'n baie spesifieke manier groot geword en Josef het alle potensiaal gehad om 'n totale bret te word. Maar wat lees ons van Josef? Van die begin af meet hy hom nie aan homself nie, hy meet hom nie aan sy omstandighede en sy arme ek, dis nou wat met my gebeur het nie. Hy meet hom nie aan sy familie en sy familietradisies nie. Hy meet hom aan God en hy sê, hier stop dit. Gaan na die Here toe. Gaan met alles wat jy is en wat jy het na die Here toe. En besluit of jy kan aangaan of dit lewe gaan gee. Dalk moet jy ook maar net besluit, hier stop dit. Amen. Here, die seer wat mense het as gevolg van die manier waarop hulle geleer het, die manier waarop hulle groot geword het, kan 'n mens amper nie in woorde uitdruk nie. Maar Here, ek dink as ons na Josef se lewe kyk, is daar min van ons wat kan sê, dit het met my gebeur. Josef is 'n voorbeeld van die ergste wat met 'n kind kan gebeur. En Here, dankie dat hy besluit het, hier stop dit. En dankie vir die oorvloed wat hy deur sy verhouding met U gebring het, vir sy pa, vir sy familie, maar ook vir die Egiptenare, vir almal wat honger was. Dankie Here dat as ons die pad saam met U loop, U vir ons geleenthede gee om 'n verskil te maak in die wêreld. Amen. Ek staan vandag soos duisende voor my, met 'n vuur hier in my hart voor U. Deur al die eeue is U naam besang, en saam met engele wil ek ook nou uitspring. My woorde is maar hier moet ek begin, want U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde. U is my weg, U is my lewe, U is alles vir my, en U is genoeg. Ek weet dat U my elke lofsang hoor. Wil twyfel die geloof in my kom sien. Solank as wat ek leef, sal ek U prys, tot die dag wat ek veilig by U is.
my woorde. My woorde is nou, maar hier moet ek begin want U alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my werk, U is my lewe. U is alles vir my. En U is genoeg. En U is genoeg. En U is genoeg. U is genoeg vir my. Net so hard as sing is. U is alles vir my. U is die lied hier op my lippe, U is die naam wat ek bely. U is alles vir my. U is my begin, U is my einde, U is my werk, U is my lewe. U is alles vir my. En U is genoeg. U is genoeg. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van julle. Amen. May I return to the beginning, the